Hartlike goeiemôre vriende, ons is by Vrydag. Kan jy glo dat die week so vinnig verbygegaan het en ja, dat my dink aan die woorde van Jakobus 4 wat vir ons sê dat die lewe is maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. Daarom sê die psalmdigter in Psalm 90, hy sê Here leer my om my dae so te tel dat ek 'n wyse hart sal bekom. En dis my gebed vir myself en vir elkeen van u wat ook hierdie oordeenking luister vanmôre, dat ons werklik sal besef hoe kortstondig ons lewe is en dat ons dae so sal tel dat ons 'n wyse hart sal bekom. Onthou net een ding, as tyd verbygaan, gaan dit verby. Ons gaan nooit gister en eergister en die dag voor dit oorkry nie. Daarom leef vandag voluit, leef in die krag van die Heilige Gees en leef met die woord van die Here as die lig vir u pad en lamp vir u voet. Nou ons is besig met die kort oordeenkings wat handel oor groei deur God se woord. Nou ek het vir u maandag gesê toe ons begin het dat ons in die eerste plek voor God se woord moet buig. Met ander woorde, buig voor die woord, besef dat die woord deur die Here ingegee is, deur sy Heilige Gees geïnspireer is. Hy is die alwyse God, ek is beperk in kennis, daarom buig ek in nederigheid voor die Here en ek vra Here spreek, sodat u diensknegt en diensmaagd kan luister. Ons het Dinsdag gepraat oor gehoorsaamheid aan die woord, hoe belangrik dit is om gehoorsaam aan God se woord te wees. U onthou die man wat sy huis op die rots en die huis op die sand gebou het, jy is welkom om daai oordeenking te luister. Woensdag het ons gekyk na die krag van die woord. Dis lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Ons het daardie gedagte so bietjie bedink en so bietjie daaroor gepraat en ons het gister gekyk na die vrug van die woord en hoe God se woord ook vrug in my lewe na vore bring. Nou ons sluit ons oordenkings oor die woord af wanneer ons vanmôre bietjie gaan kyk na die gedagte van oordink die woord. Oordink die woord. Dit is baie belangrik, vriende, dat ons sal sien wat staan in Josua 1 vers 8. Die Here sê vir hierdie groot leier Josua, wat die volk Israel in die beloofde land sal inlei, sê vir hom, wees sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, hoor nou, maar bepeins dit, oordink dit, dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Dit is vir my baie interessant dat die woorde van Josua 1 vers 7 en 8 baie ooreenkom met die pragtige woorde van Psalm 1. Psalm 1 sê vir ons, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Bepeins, oordink het vir ons baie dieselfde gedagte wat dit vir ons wil deurgee. Die vrug dan vers 3, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou vriende, ek weet daar's baie van u wat tyd neem met die woord van die Here. Ek weet daar's baie van u wat stiltyd hou, wat die woord van die Here gereeld lees, ten minste 4-5 keer 'n week, wat poog om tyd te neem met die woord van die Here. Maar daar is net so baie wat vanmôre kan getuig, ek kan skaars onthou wat ek gelees het 10 minute nadat ek uit my studeerkamer uitgegaan het. En dis waaroor ek vanmôre wil praat. U sien, dit help nie ons lees en ons oordink nie wat ons gelees het nie. Wat beteken om te oordink? Dis amper soos 'n koei wat die gras herkou en die uiteindes die heerlike melk wat ons drink. Dis heeltyd om die woord van die Here te herkou, te oordink, in my gedagte na vore te bring en te sê, Here, herinner my net weer aan wat ek vanmôre gelees het en skryf 'n sentrale gedagte neer en bepeins dit deur die loop van die dag en soos die Here met u praat, oordink sy woord, bepeins dit, herkou dit en dan sal jy met goeie gevolg handel, sê die Bybel vir ons. U weet, dit gebeur dat ons dikwels in ons lewens skade ly en sonde doen en hartseer dinge beleef omdat ons die woord lees en dan vinnig vergeet wat ons dan gelees het. En ag vriende, dis vir ons so belangrik dat ons sal besef dat dit noodsaaklik is om die woord van die Here te oordink en die woord van die Here te bepeins. Hierdie man Jakobus praat vir ons en leer vir ons dat dis soos 'n man wat sy gesig in 'n spieël sien. En ons weet mos as jy jou gesig in 'n spieël sien, dan is die doel daarvan om te sien en dan veranderinge aan te bring.
Dink aan die môre as jy opstaan, jou hare is de mekaar en daar is miskien 'n ooghaar of twee wat uit sy plek uit is en jy sien en jy dink by jouself, "Jog, ek sal moet iets doen aan my voorkoms." En as jy klaar gekyk het, dan bring jy die veranderinge aan en jy draai om en jy stap weg en jy is dankbaar dat jy 'n spieël gehad het om jou toestand te sien sodat jy iets omtrent dit kan doen. En dit is presies wat die woord vir ons leer. Jakobus 1:25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Met ander woorde, die gedagte wat ek vanmôre by u wil tuisbring is, oordink God se woord. Met ander woorde, kyk in die spieël van God se woord. Kyk lank, kyk deeglik, maak seker jy sien wat jy moet sien, en as jy wegstap, onthou wat jy gesien het, onthou wat jy gelees het, onthou wat die Here deur sy woord vir jou gegee het. Ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld. Wat ek dikwels doen in my stilte tye, ek het 'n dagboek by my, en dan is daar 'n bepaalde en sentrale gedagte wat die Here met my deel uit sy woord, en dan skryf ek dit neer. Of dit nou is uit Spurgeon se dagstukkie, Morning and Evenings, of dit nou is uit die Psalms, of waar ook al, ek probeer altyd 'n sentrale gedagte neerskryf en dit deur die loop van die dag in herinnering bring. Ek dink aan toe ek die woord van die Here gelees het, daar in Psalm 104, daar die 33ste vers sê, ek wil sing tot eer van die Here solank as ek lewe, ek wil psalm sing tot eer van God solank as ek daar is. So hoe kan hierdie waarheid in Psalm 104 my lewe versterk deur die loop van die dag? U sien, wanneer ek hierdie woorde oordink, dan besef ek, ongeag my situasie, ongeag my omstandighede, of daar 'n geweldige klomp verkeer op die pad is, of mense die padreëls nie nakom nie, of daar nou 'n gebrek aan fondse by tye is, of daar miskien siekte in my liggaam is, ek sal sing tot eer van die Here solank as ek lewe. Daardie ou pragtige liedjie sê, sing as die son skyn lag, sing deur die donker nag, waar jy gaan, sit of staan, laat ons sing, sing, sing. U sien, dis hoe 'n mens God se woord oordink. Verder sê die Psalm, daardie vers 33, ek wil psalm sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Luister vriende, wanneer gaan die wêreld sien dat ons by God se woord stil geword het? Wanneer ons ook hierdie kosbare psalm sang tot God rig, ongeag my situasie en ongeag my omstandighede. As ek die woord net gaan lees en ek stap uit en ek vergeet wat ek gelees het, hoe gaan ek kan oordink? Hoe gaan ek kan toepas? Hoe gaan ek kan uitleef? En daarom wil ek jou vra, probeer iets. Miskien iets wat jy op 'n klein papiertjie kan skryf, 'n sentrale gedagte wat jy gelees het, miskien iets wat die Here met jou gedeel het uit sy woord, en begin dit oordink, begin dit bepeins. Vra vir die Here heeltyd, Here, maak hierdie saak vas in my hart. Help my om dit uit te leef. Here, geef my wysheid hoe om dit uit te leef. Praat miskien met jou vrou of jou man of jou kinders daaroor. Praat met jou werkskollegas daaroor. En so begin jy geestelik groei, wanneer jy die woord van die Here oordink. Ag, ons het hierdie week so 'n bietjie gekyk na groei deur God se woord, en ek het 'n paar praktiese gedagtes onder die aandag gebring. Ons kan groei deur God se woord as ons buig voor die woord, gehoorsaam is aan die woord, die krag van die woord besef, die vrug van die woord in ons lewens sien en die woord van die Here oordink. Mag u opnuut met nuwe oë kyk na die Bybel en hierdie boek omhels en sê, Here, ek is nie lief vir die boek nie, maar vir die God wat hierdie boek vir my gegee het. En die inhoud daarvan is juis en waar en vas. En ek het hierdie waarheid lief en ek wil dit uitleef met alles wat in my is. Mense het vandag nie geld en rykdom en roem nodig so seer nie. Mense het God se woord nodig. En waar gaan hulle God se woord kry? Soos een van die groot predikers gesê het. En die woord self vir ons sê, miskien is ons maar daardie brief wat gelees word deur mense. Miskien is ons daardie Bybel wat vandag gelees word deur mense, omdat ons die woord van die Here in ons harte gebêr het, dat ons teen God nie sal sondig nie. Mag die Here u genade gee, mag hy u wysheid gee, mag hy u versterk. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bou mekaar op in die allerheiligste geloof en ons verheerlik die Here so met alles in ons. Mooi dagie vir u en 'n mooi naweek. Seën vir u, sien mekaar Sondag as die Here ons spaar. Tada.